Goeiemôre, good morning. Kan jy nog so 'n paar ander nootjies bysit? Klink dit te veel na moet ek 'n Vrydagmiddag gee, moet ek 'n Woensdagoggend, wat soek jy? Nee, Vrydagoggend. Vrydag. Wanneer jy hom kan. Hallo daar, goeiemôre. Nou ja, as jy nog sukkel om jou oë te kry na daai Nee, een. kom nog 'n ring ching ching by. Ring, ching, ching. sê die was masjien. Ja, as jy nou nog sukkel om jou oë te kry na hierdie een op so 'n goeie Woensdagoggend, moenie bekommer nie, ons is hier om met goeie musiek en nog beter geselskap vir jou wakker te maak vanoggend waar jy ook al mag Ja, wees. welkom Els. aan. Lekker dat jy ons ook join vanmôre. Ja, inderdaad, so en daar's heel wat gebeur, nê. Vandag is weer een van daai programme wat vir my voel asof dit 'n wyeer verskeidenheid as gewoonlik bied. Iets van als Propvol. definitief. So kan ek julle vertel? Asseblief, laat weet vir ons. Goed. Vandag kom kuier Terina Wenzel de Tooy en Dr. Henry Kriel om ons meer oor Loslede Dag 2026 en die belangrike boodskap van inklusiwiteit te vertel. Arie Rautenbach deel sy ongelooflike 4000 km fietstog deur Europa en sy stryd teen die stigma rondom Parkinsons. Ons toets ook die Zimbabwese smaakmaker Jigo Jordan se Afrikaans en Tino kuier met 'n voorsmaakie van sy nuwe enkelsnit Boland, sommer hier in die ateljee. Ek het van daai een naam gehou, Jigo Jordan. Dis baie mooi, né? Ja, Jigo Jordan. Dis 'n Sommer net lekker so. enetjie. Ek hoor net hoe word hy aangekondig. Ladies and gentlemen, Jigo Jordan. dit vals dus mooi alliterasie, né? Ja, dit val lekker, maar jy het vir ons 'n interessante storie om jou af te skop. Hier's 'n baie interessante een. As jy nou binnekort vlieg, is daar 'n belangrike verandering wat jy van moet kennis neem, want nuwe internasionale riglyne bepaal nou dat jy nie meer sommer jou selfoon skootrekenaar of jou sogenaamde powerbank in jou ingeboekte tas mag gooi nie. Die internasionale lugvaartorganisasie het in 'n poging om die risiko van brande aan boord te verminder van die begin van die jaar af alreeds rondom batterye strenger reëls gemaak. Lugrederye soos Lyft herinner passasiers nou dat enige toestel met 'n lithium-ion battery in jou handbagasie moet wees. Hier is egter 'n paar vinnige wenke vir jou volgende vlug. Passasiers word aangeraai om 'n sogenaamde powerbank of foon eerder in die sitpleksak voor hulle te hou as in die rak bo hul koppe. Passasiers mag al toestelle tydens die vlug gebruik, maar moet dit afskakel wanneer die vliegtuig opstyg, land of op die aanloopbaan beweeg. Hierdie riglyne is egter van toepassing op meer as net selfone. Dink byvoorbeeld aan jou kamera of jou slim oorlosie, jou e-leser en selfs jou elektriese tandeborsel. Kan jy dit glo? Hou jou toestelle in 'n plek waar hulle sigbaar is. 'n Beskadigde battery kan vinnig oorverhit. As jy enige hitte of rook by jou toestel opmerk, spesiaal as jy vlieg, moet jy die kajuitpersoneel dadelik in kennis stel en onthou, as hulle so 'n battery in jou ingeboekte tas kry, sal hulle miskien jou tas oopmaak of dalk selfs van die vlug af verwyder. Pak dis nou maar eintlik eerder liewer reg. Snaaks, ek is dit verlede week deur. Ek het die week van tevore 'n storie gehoor juis oor een van hierdie kragbanke of powerbanks wat daar bo begin rook het. En toe is hulle terugdraai. So as die ding redelik oud is en hy's gekraak byvoorbeeld, Ja. moet hom nie op die vlug vat nie. Vir 'n begin. Maar dan was hy ingeboek in jou tas wat jy inboek of het die ou met sy hand? Ja, hy was in sy handbagasie bo in die lugruim. En omdat die druk verander daarbo, Ja. is daar ander dinge wat gebeur in daai tipe van toestelle. Very interesting though. So, dink daaraan, waar sit jy jou nou as jy vlieg, Elsa? Die my sogenaamde powerbank dan nou. ja. Nee, dis gewoonlik in my rugsak. Ek dink ook nie dis nie noodwendig iets wat ek al op die vliegtuig moet gebruik nie. Ja. Ek pak dit maar in. Ja. Sou 'n mens dan nou, jy weet, daar besig wees met 'n uitstappie of so en jou foon se battery word pap. Maar ek wonder wel hoe hulle dit suksesvol gaan reguleer. Ja. Want as ek byvoorbeeld dink aan hierdie, soos wat jy nou genoem het, jy weet die selfone wat afgeskakel en aangeskakel moet word. Baie mense steur hulle nie in die reëls Dis nie. waar. Het jy al agtergekom wanneer 'n mens land? En ek sê ten minste dink sit net, jy weet, skakel jou foon se klank af. Asseblief tog. Maar jy hoor net dan kom dan boodskappe Ding ding deur. ding ding. Ja, Ja, as jy nog begin voordat hulle dit afsak. mag aanskakel. Ja. So ek weet nie hoe hulle dit gaan reguleer nie. Ek weet nie hoeveel mense hulle daaraan gaan steur nie, maar op die einde van die dag gaan dit oor veiligheid en dis die belangrikste. Moes jy ooit jou tas oopmaak by die lughawe? Het hulle al vir jou gesê, sorry meneer Koen. Ja, maar nie noodwendig dan omdat ek nou so iets 'n lithium battery of iets nie. Ek probeer maar gewoonlik daai goeders ook meestal by my as handbagasie dra omdat dit 'n waardevolle item is. Ja, Ja, dis dis die As jy ander ook mos incheck, dan sê hulle vir jou, is daar iets of dit of dat. So ek probeer dit maar altyd bemou, maar ek sien al hoe word as jy almal nou sit, dan word die batterye so in die gang geplaas of jy kry 'n stiker net om te sê seat number A7, daar sê meneer, ons sit hom vir jou nou terug. Nee, Presies. soos Net 'n so. kleuterstootwaandjie wat jy daar
oorlos. Net so. Goed, nou so van die een storie na die volgende. Pieter, jy dan nou vroeër in die jaar met een van ons in diepte gesprekke met advokaat Pikkie Greef oor operasie Floreer Yep. en die haglike omstandighede waarin die soldate by Fort Ikapa basis in Goodwood moes leef gesels. So dit klink dan nou vir my asof daar einde ten laaste so 'n bietjie van 'n ander situasie dan nou is wat dit betref. So Laat ek gaan hoor. jou op hoogte bring. Bring ons op So 'n bietjie verligting. Die nasionale tesourie het die vrystelling van 823 miljoen rand aan die Suid-Afrikaanse nasionale weermag goedgekeur. Nou hierdie fondse is vir 'n nasionale ontplooiing teen bende misdaad en onwettige mynbou wat reeds 5 maande gelede aanvang geneem het. Operasie Floreer geoormerk. Nou ja, die tesourie het in 'n verklaring bevestig dat die minister van Finansies die vrystelling ingevolge die begrotingswet goedgekeur het. Volgens die departement was dit die vinnigste beskikbare meganisme om die geld beskikbaar te stel nadat die wet op 16 Julie bekragtig is. Die departement van verdediging het intussen die ontvangs van die fondse bevestig en aangedui dat dit nou na die betrokke eenhede versprei sal word. Die vrystelling van die geld kom te midde van regsaksie deur die weermagvakbond SANWU. Die vakbond het 'n prokureursbrief aan die minister van verdediging Angie Motshekga gerig oor die haglike toestande waarin soldate by die Fort Ikapa basis in Goodwood gehuisves word. Volgens die vakbond moet 146 soldate in 'n lekkende vliegtuigloods woon sonder voldoende sanitasie of warm water. Wat die effektiwiteit van die operasie betref, sê die waarnemende minister van polisie, professor Feroz Kachalia, dat dit nog te vroeg is vir 'n finale beoordeling. Hy het egter in 'n parlementêre antwoord aangedui dat voorlopige syfers 'n afname in sommige misdade in bendegetuisterde gebiede toon. Mooi. So, wat dink jy daarvan? Ek bedoel, jy het nou daai gesprek ook gevoer laas. Ek dink dit is baie goed. Dit is jammer as dit te laat is eintlik en die goed is al gedoen en ek dink die skade is ook al gedoen met die soldate want as jy van die begin af daai mense happy hou en gelukkig kan hou en tevrede kan hou, Moreel. soveel meer. Hou daai nuusmoraal, hou die moraal op. Maak seker want hierdie ouens, hulle is veronderstel om as hulle moet reaksie toon, dan moet hulle laat waai en dan moet hulle op die regte plek En wees. waar hulle was, dink ek is dit 'n kwessie van voete sleep. Ag, Ja. moet ons regtig uitgaan? Hulle Ja. kyk nie na ons nie. Hoekom moet ons nou hierdie werk gaan doen en Baie uitdra? groot ding. Dis baie groot ding. En dis 'n baie belangrike verantwoordelikheid, jy weet, wanneer 'n mens kyk na die Suid-Afrikaanse nasionale weermag oor die algemeen. Ja. Ek wonder net, 'n mens kyk na die afgelope tyd se gebeure in die land en ek wonder net, ja, dit is eintlik maar 'n situasie om oor die algemeen nogal dop te hou. En jy weet wat else, dis daai ou sê ding, an army marches on its stomach. As daar nie ordentlike voldoende kos is wat hierdie ouens aan die gang kan hou nie. Absoluut. Dis die eerste en die onmiddellike plek waar jy moet begin. Eerste plek. Sonder twyfel. Ek stem 100% saam. Ons almal kan daarvan getuig as ons nou na 'n gastehuis toe gaan, solank ek lekker kan slaap, lekker kan eet en al die geriewe het wat nodig is om die gesiggie te laat blink en die oogies te laat skitter, is ons daar. Bly net waar julle is. Ons gesels net hier na Loslitdag en soveel meer. Dit alles hier saam met ons vir goeiemôre, good morning. Maak gereed om op 4 September jou gemaklike klere aan te trek en jou plakkers gereed te kry, want Loslitdag is om die draai. Lekkerste tyd van die jaar vir my. Vanjaar se tema is een tromklank, vele ritmes. Beklemtoon dit ook dat elke individu se unieke vermoëns en lewensverhale onmisbare deel van ons samelewing vorm. Om meer uit te vind oor die impak van Loslitdag 2026 gesels ons vandag met Dr. Henry Kriel en Terina Wenzel de Tooy van die Nasionale Raad vir en van persone met gestremthede. En ons gaan 'n bietjie kyk, dalk is daar nog later 'n ou verrassingkie ook. Hoekom dan nou nie? Maar dames, hartlike goeiemôre, baie welkom. Dankie dat jy kan wees. So heerlik om julle hier te hê en ek wil sommer dadelik afskop met vanjaar se tema. Dis nou baie lekker tema. Een tromklank, vele ritmes. En voordat julle daai vraag antwoord, daai plakkertjies wat daar lê, ek wil ook een hê. Ja. Dis mos nou alles deel van die Loslitdag. Dan beteken dit ek kan ook mos nou lekker klere, gemaklike klere aantrek. Goed. Maar vertel vir my van die tema. Wat is dit nou? In Engels is one written matters, and so can say in vele ritmes. Elke persoon is uniek. Elke individu is uniek in
saam hierdie jaar ons een ritme maar verskillende klanke en dit is jy weet om 'n inklusiewe Suid-Afrika te vorm. En dit maak soveel sin, die metafoor wat jy daar sien. Ons is soveel verskillende mense en elkeen is uniek, maar saam is ons een ongelooflike klank. Dis wonderlik. En dis nou al reeds 32 jaar lank aan die gang, nie waar nie? Ja, is al 'n ou projek wat elke jaar vernuwe word omdat ons elke jaar 'n nuwe tema het. Ja. En dit maak die dinge lekker. Ek meen wat is die sukses van oor die 32 jaar? Ek meen hoekom sal hy aanhou om dit te doen? Wel natuurlik is daar finansiële sukses, maar mense wil nie noodwendig dit hoor nie, hulle wil hoor van die impak. So die impak is baie groot. So ons kan met gemak sê dat ons meer as 600 instansies het en dis ook 'n projek wat ons dan onderskei van baie soortgelyke projekte. So daar is 600 instansies vir en van persone met gestremdheid. Dit sluit spesiale skole in en dan ook kan ek maar sê disability units van universiteite. En so dis wat die kwantitatiewe kant aanbetref, maar die kwalitatiewe kant impakgewys, daar's ongelooflik baie, ek wil maar net weer 'n Engelse woordjie ingooi, skus daarvoor, struggles na COVID, dat baie instansies eintlik baie sukkel om dit te maak en baie van hulle projekte moes afskaal, maar Losle Dag is iets wat instansies in staat stel om te kan voortgaan met hulle projekte. Ja, so dit sluit in van vaardigheidsontwikkeling, hulpmiddels, huise vir gestremde mense wat ongelooflik swaar trek, subsidies wat gesny word, wat deur Losle Dag geld dan nou weer aangevul kan word. So die impak is regtig baie groot, wye verskeidenheid mense wat gehelp word en dan ook soos ek sê die feit dat die impak op die individu wat die eindproduk gebruik is eintlik goed, ja. Henry is 'n dokter, kan ek sê Henry, ek meen ek ken jy nou al terwyl jy nog so besig was aan die swattings. Ek moet daarom net sê ons het 'n lekker geskiedenis, maar sê net gou vir my, 'n belangrike fokuspunt hierdie jaar is die ondersteuning is nie alleen genoeg nie. Jy moet ook geleenthede wees vir onafhanklikheid. So hoe deurslaggewend is vaardigheidsontwikkeling en dies meer ook vir julle? Dis 'n goeie vraag. En elke persoon se sukses is uniek en ons almal ons by dan elke maatskappy of organisasie wat kan help by dit is samen met lewensondersteuning van elke persoon. Dit is net om vir elke ons te sien. Is het niet ons te maken om te helpen in de maatschappij elkeen wil vanaf met ons Hy waardigheid ook. te ontwikkelen. Dis beautiful. So mense se gesindhede verander ook tog sekerlik met gedagtes soos hierdie en met geleenthede soos hierdie teenoor mense met gestremdhede ook dalk, né? Ja, ek dink wat goed is dat almal kan darm 'n R20 bekostig. Ons grootste deelnemers kom van plattelandse areas wat nogal arm is. So dis nie 'n kwessie van jy vra vir een persoon om 'n baie groot bydrae te maak nie, en dit is ook natuurlik welkom, maar 'n R20 is iets wat in die meeste mense se bereik is. En dit laat ook mense voel dat ons is nie net daar om bakkant te staan nie, ons vra 'n klein bydraetjie vir 'n groot impak en ons gee baie goed terugvoer in die media soos met julle wat vir ons die geleentheid gee en so aan. So gesindhede verander definitief en omdat ons elke jaar die mooi nuwe tema het. Ja. En ons probeer ook vir mense sê dat die tema it's a value-based theme. So dis nie net 'n fun tema nie, maar dit bring tog baie van. Ons het hierdie jaar byvoorbeeld die wonderlike geleentheid gehad dat Gappy, die bekende trommer. Wat sê mens trommer? Ja, Ja, hy het ons geneig om ons te sê die tromme. ja, hy het vir ons gratis en verniet ons hoofadvertensie vir TV Afrikaans en Engels. Was hy ons hoofkarakter wat 'n groot klomp gestremde en nie gestremde persone, veral kinders bymekaar gebring het en is die mooiste advertensie. So as mense dit sien en hulle sien so iemand neem deel byvoorbeeld, dan is daar 'n klomp ouens wat se tromme kom saam speel, soos Henry gesê die groot ritme gee. Maar gepraat van die mascot en die dinge en saam speel en so aan. Hy is ook hier en ek wil hom graag nooi om 'n bietjie hier by ons in te val. Is 'n man van min woorde, maar kyk net die opgewondenheid. Halla, kragtig, nee maar welkom my ou vriend, welkom. Genigtig, dis pragtig. Ons kan nie sonder Abel
Losle dag hou nie. Hy sal van die begin saam met ons. Ja, nee, kyk nou net hoe pragtig is ou Abel daarin. Sy oogies skitter ook en hy's reg vir hierdie projek. En kyk hoeveel plakkers het hy gekoop. Nee, hy het 'n paar plakkers gekoop. Julle moet maar wag, ek gaan hierdie nou oplos, maar julle kan maar die geldjie by die deur invorder as julle uitstap vandag. Okay, vanoggend. Sê net gou vir my, hulle sê ook nogal dikwels die woord inklusiwiteit. Ons gebruik dikwels die woord inklusiwiteit, maar hoe lyk dit tog in die praktyk? In praktyk beteken dit dat jy nie net die deur vir iemand moet oopmaak nie, maar jy moet die persoon welkom laat voel. Ons praat deesdae van you must give a person agency. Jy moet die persoon die geleentheid gee om te kan invloed uitoefen. Dit help nie ons sit almal net en praat oor gestremdheid, maar gestremde persone is nie deel van die debat of deel van die narratief nie. So inklusiwiteit gaan daaroor dat 'n mens 'n persoon regtig die geleentheid gee om dit waaroor daai persoon se lewe gaan te kan beïnvloed. En hy wil sit met opgewondenheid. Hy het eers 'n bietjie geluister en nou stem hy saam. So met die dinge werk en dit is baie lekker. Man, ek wil net sê as jy ooit nodig het dat hy bietjie 'n aanvulling moet kry of so, dalk 'n maatjie, dalk kan ons tweeling wees soos Chif en Chaf destyds was of so. Ek sal graag. Ja, kyk maar 'n maatjie. Opneem op hierdie. Laat my nou dink aan Kurt. Hallo my maatjie, hoe gaan? Vir diegene wat nog nooit voorheen aan Losle dag deelgeneem het nie, hoe kan individue en maatskappye dan ook betrokke raak en 'n bydrae lewer? Plakkertjie, jy gaan tot begin met hom. Julle het gesê ons mag maar die mense se name sê. Asseblief. En Henry gaan my aanvul. Ons het 2 baie groot maatskappye of retailers wat deelneem. Die een is Clicks. Hulle het onlangs betrokke geraak 2 jaar gelede en hulle doen ongelooflik goed. Hulle is regtig fantasties. Hulle was ons eerste grootte wat ons gekry het nadat COVID ons geslaan het. En ons sê vir hulle baie dankie en dan natuurlik is Pick n Pay die tweede grootste en hulle doen ook baie goed. Hulle is nou maar so 2 jaar aan die gang saam met ons. En dan is daar plekke soos byvoorbeeld Escort. Almal ken die varkvleismense. Hulle neem baie goed deel. En dan is daar ook Alpha Pharmacy en ons het hierdie jaar Wiesenhof koffie winkels aan die gang gekry. So dit is 'n nuwe een wat wonderlik is. En Dok Andries, sal jy nog 'n paar byvoeg? Ja, dan het ons van Export in Suid-Afrika, dan is het van Alpha Pharmacy. Beautiful. En dan het ons sekere food lovers markets in USA wat deelneem. En ja, ons support En Jam Clothing. Jam Clothing. We gaan awesome babies van us. Ja. En almal van hulle wat deelneem, al het jy nou almal bietjie vergeet en so, het julle nou maar, julle sal net sê almal van hulle. Hoor jy, en hierdie man kan nou nie met my praat, maar ek wil daarom net by wyse van, is jy happy, Abel? Voel jy die dinge kan gebeur? Ja, nee, die dinge gaan gebeur, ek sit voor. Dink julle nie ek sou 'n oulike stem ook kon gewees het, soos oom Logner destyds, met die Sarelsee monster, daai tipe van. Absoluut. Hy is ook mal oor stories, ja, en nog 'n plakkertjie, vat sommer nog 'n plakkertjie hier vir jou, daar op die wangetjie, daar is die wangetjies nou mooi geblos. Vir die dames, baie dankie vir die inloede, baie sterkte, en dankie, ek is regtig opwindend. Abel, dankie dat jy ook hier by ons kom kuier het, en ek weet sommer, dit gaan 'n goeie en 'n suksesvolle dag ook vir julle wees. Vreeslik dankie. Ja, lekker. En kyk uit vir jou plakkers. Bly ingeskakel. Ons is nou weer terug met lekker sport. Dankie my ou vriendjie. Kyk nou net hoe vriendelik groet hy vir my. Pa. Jy kyk na Goeiemôre, Good Morning en nou is dit tyd om jou horlosie in te stel want dit is tyd vir sport. Stel jou voor, jy pak 'n fietstog van 4000 km aan, van sonnige Italië af tot by die ysige noordpunt van Noorwe. Vir Arie Rautenbach is die fietstog sy manier om Parkinsons in die oë te kyk. Nadat hy gediagnoseer is met hierdie komplekse neurologiese toestand, het Arie Rautenbach Parkinsons Foundation gestig om die stigma te breek en navorsing te dryf. Hy is tans besig met hierdie merkwaardige reis om te wys dat 'n diagnose nie die einde van jou aktiewe lewe behoort te wees nie. Hy sluit by ons aan al die pad daar van oorsee af. Dis goed om hom saam met ons te hê. Arie, baie dankie vir jou tyd. Ons waardeer dit regtig. Hoe het hierdie idee eerstens by jou pos gevat? Want dis nogal 'n grootte om aan te pak, 4000 km. Ja, Arnold, nee, baie dankie en dit is 'n voorreg om hier by julle te wees vanoggend.
Ek moet sê, dis nie die eerste fietstoer wat ek aanpak nie. Na my diagnose in 2024 het ek besluit om eers op my eie bietjie deur die Balkans state te gaan ry. Dit was in die middel van laas jaar. En ek het op my eie so 4000 km daar gedoen, maar dit was vir my 'n pilgrimsreis om te verstaan wat Parkinsons beteken. En ek het deur daai proses besluit dat en my ervaring self met my diagnose en die misdiagnose in die proses besluit iets moet gedoen word in Suid-Afrika. En het daarna besluit om die stigting te begin om mense te help en jy weet en inligting rondom Parkinsons uit te dryf in Suid-Afrika. Dis nie net 'n probleem in Suid-Afrika, dis ook 'n probleem reg oor die wêreld. So iets moet gedoen word in Suid-Afrika. Dit is my proses om te probeer om 'n bydrae te maak. Arie, ek wil jou terugneem na die eerste paar ure en dae en selfs maande waar jy die diagnose gekry het. Hoe maak mens vrede in jou kop met daai ding as dit vir jou kom? Ja, Rod, ek moet sê, dit is 'n moeilike diagnose as 'n mens dit kry, want jy weet, Parkinsons is 'n neurologiese degenererende progressiewe siekte met geen oplossing. So jy weet, jy gaan daarmee lewe vir die res van jou lewe en dit gaan erger raak. Maar op 'n stadium besef 'n ou, dit is wat dit is en jy moet nou daarmee vrede maak. En ek dink die groot boodskap wat ek gekry het deur daai proses is dat ou moet vir jouself 'n nuwe doelwit stel. Ek was uit die aard van saak baie jare in die koöperatiewe omgewing. Ek het op baie stadium besluit om af te tree en ek het besluit iets moet in hierdie spasie gedoen word. Want wat ek agtergekom het is, omdat Parkinsons so moeilik is om te diagnoseer, beteken dit jy word vir 'n lang periode van tyd gemisdiagnoseer. So ek het met Parkinsons simptome geloop seker vir 2 jaar wat baie duidelik was. Maar dit was nooit reg gediagnoseer nie. Ek was gediagnoseer met alle klomp ander issues, maar dit was nooit die regte diagnose nie. So dit is ook 'n verligting. Die oomblik as jy agterkom, okay, nou weet ek waarmee ek deel. En dan kan jy iets daaromtrent doen. So my reaksie was om te sê, okay, ons gaan iets in hierdie spasie doen. Daar's nie baie ondersteuning in Suid-Afrika nie. Ek het uitgereik reg oor die wêreld. Michael J. Fox in Amerika, Parkinsons Europa, Parkinsons UK. En ek besluit ons moet op 'n manier 'n struktuur in Suid-Afrika in plek stel. En dit is my doelwit met die stigting. Jy noem simptome. Noem vir ons 1 of 2 waarvoor mense miskien meer bewustheid nodig het as normaal. Ja. Kyk Arnold, as jy dink aan Parkinsons, die eerste ding wat opkom is jy dink aan 'n bewegingsprobleem. Jy dink aan tremors waarmee mense sukkel, maar dit is eintlik die kleinste gedeelte van Parkinsons. Parkinsons is 'n siekte wat begin in jou brein, maar dit val jou hele wese aan, want dit werk op dopamine. En omdat jou brein nie meer dopamine produseer nie, kan jou liggaam nie die seine kry wat jy probeer uitstuur uit jou brein het nie. So met ander woorde, dit impakteer jou hele wese. So in my geval het ek my gesigsuitdrukking verloor op 'n stadium. Ek het gesukkel om te praat, ek het gesukkel om woorde uit te kry. Jy sukkel om jou stemtoon te bestuur. Jy sukkel met jou blaas byvoorbeeld of jou verteringsstelsels. Jy sukkel om te slaap. So dit val jou hele wese aan oor tyd. Jy moet bewus wees daarvan. Maar ek dink wat belangriker is en wat ek agtergekom het uit my eie navorsing uit en met al die dokters waarmee ek gepraat het, is ou moet kyk na die ding op 'n multidimensionele manier en jy moet hom behandel op 'n multidimensionele manier en dit is die boodskap wat ek wil uitkry. So in my geval, eerste ding wat baie belangrik is medikasie. Die tweede ding is oefen, beweging. In Engels sê ek, movement is medicine. So jy weet, jy moet besluit wat is die oefeningsprogram wat jy gaan inbring, want dit is die enigste manier en die maklikste manier om die simptome te vertraag. Want wat jy probeer doen is jy probeer die siekte vertraag oor tyd. Dan die derde ding is jy moet kyk na hoe jy eet, wat is jou voedingsplan? Jy moet wegbeweeg van hoogs geprosesseerde kosse af en meer natuurlike kosse eet. En dan moet jy kyk na uit die aard van die saak jou sosiale program. Mense met Parkinsons probeer hulle self isoleer, want hulle voel bewus van hulle self, jy weet, as jy byvoorbeeld trip, as jy in 'n publieke omgewing is of jy sukkel om te praat, so jy isoleer jouself soos op 'n sosiale manier. So jy moet 'n sosiale program 'n plek kry en dan moet jy kyk na hoe jy jou stres bestuur en hoe jy slaap, jy weet. So dis hoe ek mense wil help om te sê kyk na die siekte, kyk na jou eie simptome en hoe dit uniek is en dan werk ons aan 'n program om te sê hoe werk ons op jou
op jou treatment op 'n multidimensionele manier. Ek wil baie graag by die fietsry begin uitkom. Toe jy begin het en jy moes al seker 'n hele lot ongelooflike plekke gesien het so van die fiets af wat mens nie normaalweg sou sien nie. Maar ek moet vir jou sê, hierdie Noordkap 4000 roete was Arnold weer eens 'n wonderlike ervaring geweest. Ek is deur 8 lande. Jy moet na jouself kyk, jy moet self besluit waar jy gaan slaap, waar jy gaan eet, wat jy gaan eet, hoe jy dit gaan doen. Jy moet net op die roete bly. En dis 'n wonderlike manier om ook die wêreld te sien dan. So ek is nou deur 8 lande. Ek is deur Italië, Oostenryk, Duitsland, Poland, en dan uit die aard van die saak in Noordiek, Swede, Finland, bietjie in Kersvader se village tyd spandeer, in Roemenië, en dan uit die aard van die saak tot by die mees noordelike punt van Europa. So dis 'n wonderlike manier om die wêreld te sien, maar dis ook 'n wonderlike manier om gesond te bly en te oefen en die boodskap uit te kry. So ek sien uit na wat ons volgende gaan doen, maar dit is 'n wonderlike manier om die boodskap mee uit te kry. Wat gaan ons volgende doen? Ekskuus Arnold, ek is nog nie heeltemal seker nie. Jy sal dalk onthou, ek en Joel het laas jaar daai Ride for Hope gedoen in November, waar ons van Durban af tot by Swakopmund gery het. Ek en hy is weer besig om te kyk hoe ons kan saamwerk vir sy stigting en vir my stigting. En dan sal ek elke jaar iets in Europa gaan doen, jy weet. So ek probeer om 'n toer in elke kontinent in die wêreld te doen. So ons sal kyk wat ons volgende beplan, maar ek dink die volgende ding is eers 'n bietjie saamwerk met Joel Stransky om te kyk wat ons kan doen vir ons 2 stigtings saam. Dis absoluut 'n ongelooflike manier om bewustheid te maak. Het jy die bewustheid gekry wat jy na gesoek het op hierdie tripie? Want ek moet vir jou sê, dit is 'n uitstekende proses gewees om bewusmaking te dryf. Ek dink die feit dat mense soos julle ons ondersteun sodat nou die boodskap verder kan uitkry. Daar's 'n klomp ander platforms wat uitgereik het om te sê hoe kan ons help in die proses. Ek is besig om met 'n paar koöperatiewe organisasies te werk en ek dink die momentum sal nou van hier af baie vinnig optel. So baie dankie vir julle ondersteuning ook. Dit sal ons baie help. Arie, jy's meer as welkom in sterkte daar, ou maat. Ek kan net vir jou sê, ons is baie trots op jou hierdie kant in Suid-Afrika. Dit wil gedoen word vasbyt daar en ons hoop om weer te kan help as ons kan van ons kant af. Nou ja, stel jou voor, jy ken nie 'n taal nie en jy het besluit om net in 5 maande te leer hoe om te praat. Net hierna hoor ons of iemand dit met Afrikaans kon doen. Net hier op Goeiemôre, good morning. Guys, this is still day 2 of learning Afrikaans as a Zimbabwean. But there's no way you guys speak fast to say this line. There's no way, because ek very dikatikos, like ek very dikatikos. There is no way you guys speak fast. Let me try to sound as much Afrikaans as I can. But I'm struggling. I'm struggling to say it fast. Ek very dikatikos. Like if I'm having a normal conversation, I wanna say, I give the cat food. Ek very dikatikos. I feel like it's sounding Zimbabwean. Let me try to sound Afrikaans. Ek very dikatikos, my bro. Ek very dikatikos. Dikat, not cat. Ek gee vir die kat kos. Zimbabwean content creator Jigo Jordan has set himself a massive challenge, learning Afrikaans in just 5 months. From children's books to dictionaries, his journey has been a viral hit. Jigo joins us now to chat about his progress, why he fell in love with the language, and to see if he's ready for a little taste. Goeiemôre, good morning, and thank you so much for joining us. Goeiemôre, baie dankie. I'm excited. Ek is baie trots to join you guys. Thank you so much. And I have to say, it's such an honor to be speaking to you today. And I'm sure we are going to have a little bit fun later in this interview. But what day of your challenge are we on right now? And how is the learning going? Okay, so today
she say vandaag is dag 19 actually. So it's on day 19 today, and it has been fun. I'm now understanding more. You know, I'm eavesdropping more when I'm in public to see if I can now understand this, more. So yeah, I like the progress. It's fun. And I have to say, I've got a lot of respect for you because personally, I do feel that Afrikaans is a difficult language and not easy to master, but I'm sure that you are already on your way and you are going to do it. Where did the idea of learning Afrikaans come from, and why did you decide to give yourself just 5 months to do it? So excuse me. So the thing is, the other day I was with my friend, so she speaks Xhosa, and then someone came, and then that person was speaking in Afrikaans, and then she started speaking in Afrikaans pure. I was attracted to that. I was like, this is what I want, And then I also love the language a lot, and I love Afrikaans people a lot, to the extent where I want to connect more and speak with them in their language. And my best friend is Afrikaans, so I'm motivated more because I'm surrounded by people who speak the language, So yeah. Yeah, it's very inspiring. Now, you already speak Shona and Zulu, and you understand Xhosa Yes. and Ndebele. Has that multilingual background helped you crack the code of Afrikaans, or is it a completely different beast? So Afrikaans is a completely different beast because the vowels and the sounds are not even closer to the clicks and the sounds that we use. But for me to be able to speak Zulu, I had to go back to the basics. So that gave me confidence that even if it's Afrikaans and it's a tough beast, I'm gonna crack this code because I'm going back to the basics, where I learned the baby books and stuff. So I literally have to think like a child for me to understand. And that's how you do it. Well, since Yeah. you are referring to it, we've seen you are diving into children's books. Why did you pick Tippy as your starting point? Okay, so I went to the library in Krainfontein, right? And then I asked a lady there, Renique, and then we were reading through the books there, the baby books, and then I could see that I can understand the TP because I did read a few, and then I read the TP, then I could feel, no, I understand it way more, because I did compare the books. Then that's how I got to choose TP because I could see, okay, I understand it. And what is the funniest or most confusing Afrikaans word or phrase you've come across so far? I'm not gonna lie, I promise you, I don't think I'll be able to say the name of the lighter. I promise you. I feel like that is the longest name ever when it comes to naming a lighter. Okay, well, you've said the G sounds are your nemesis. So we've prepared a few G words and phrases to test you. Let's see. Let's see if you can say these and also guess what they mean. Are you ready? Is jy gereed? Okay. X is ready. Okay, so let's start with glimlach. Glimlach. There we go. What does it mean? Glimlach. I'm It's actually my gonna first give time you a hearing. hint. I'm gonna give you a hint. Okay. There you go. Esmayo. There we go. There we go. Okay, the next Glimlach. word. Gereeld. Gereeld. How would you use it in a statement? Dit gebeur gereeld. There's another G word actually. Dit gebeur gereeld, which meaning something happens on a regular basis. But because I want to get to the next one. The next one is gorrel. Oh, these are like deep words. It's like you're speaking deep Afrikaans. What?
So can you say gorrel? Horo. Gorrel, which means gargle. Oh my, that's a deep word. And then this is a longer word, gerechtigheid. What? No one's saying that. What? I just want to tell you this, all these words, it's coming from my team. It's not my choice of words. I just want to tell you that. But gerechtigheid is What? justice. And then the last one is griezelig. No one's saying griezelig. Which What? means creepy. It means creepy. No, but listen, Wow. I want to congratulate you, because I think when it comes to different languages, it's so important to understand one another and to connect in that way as well. And I think if people Yes. make a better Yes. attempt in future, then that can Yes. only be a good thing. So thank you so much for making time to join us this morning. And I want to end it off by I want you to say goeiemôre, good morning. Goeiemorgen, good morning. En baie dankie for having me here. Ek is baie trots en ek is lief vir julle. En ons is trots op jou. Ons gesels weer in die toekoms. Nou ja, intussen kan jy bly net waar jy is, want ons is net hierna terug met 'n bietjie musiek. Dis goeiemôre, good morning. Tino is terug met 'n splinternuwe enkelsnit en die keer vat hy ons 'n bietjie Kaapse kant toe. Sy nuwe liedjie Boland is amper reg en gereed en voordat ons nou verder gaan kuier saam met die man, is hy ook hier om vir ons 'n ou voorsmaakie te gee. So Tino, baie welkom. Goeiemôre. Laat daai gitaar sing, pappa. Dankie Pieter. Ek het jou lief met al my hart. You're beautiful, you're a piece of art. Ek is hier vir jou, maar is jy hier vir my? En ek is hier om te bly. Vat my daar waar jou liefde dreun. Vir Cupid en skiet en nou ons word teen. As ek moet verdwyn, wil ek jy moet weet, ek sal jou nooit vergeet. Waar is jy? Waar lê jy? Downer in die Kaap, diep in die Boland. Waar lê jy? Daar sê my ou vriend, hierdie is nou 'n lekker lusmakertjie. Nee, maar ek soek nog, man. Ons gaan nou kom by wanneer is hy beskikbaar. Baie geluk man, dit klink sommer baie Dankie. lekker. Ek waardeer, dankie Pieter. Soos alles wat jy aanpak, soos alles wat jy doen, altyd net lekker en so eie aan Tino se styl. Ja, nee, ek probeer dit maar so eg as moontlik hou. So ja, ek voel Boland is een van die... Het het my 4 jaar gevat om hierdie song te skryf. Ek hoor En die ek- liedjie het mos maar half gestalte gekry of die eerste dingetjie is gebore Ja, in 'n koshuiskamer so in 4 'n jaar. terug. koshuiskamer, ja. Ek was in Stellenbosch gewees, landbou studeer. En ja, my kamermaat was uit gewees daai dag. Dit is dit nou die perfekte tyd, daar's rustigheid. Haar sy. En toe het ek die gitaar opgetel. Weet jy Pieter, baie van my liedjies, hulle skryf maar eintlik hulle self. Al wat ek dan later aan doen, ek gaan maar net na en te kyk of alles reg is. Maar die liedjie het na my toe gekom en hy was gebore eers deur my gitaarriffie uit te figure. En ja,
Dis why So het eers die musiek gevoel en toe kom die lirieke, net so. as het ware. Ja. Is dit maar die norm van jou musiek skryf en goeters, of kry jy baie keer het jy Nee. klaar die prentjie in die lirieke weer in jou kop? Ja, so daar's die regte patroon nie. Elke liedjie is maar uniek op sy eie. Ek het al woorde eers gekry en soos wat jy weet ook ek's in die landboubedryf. So daar kry mense nou baie inspirasie. So as ek so met my boere praat en 'n boer kan mos baie praat. Maar die goed gaan net nie hier in en uit by die ander oor weer nie. So dis goed wat ek Ja, actually of kan vas. gebruik, ja. Mooi stories. Hoor jy, en hierdie storie gaan ook oor die verlange na iemand uit jou verlede uit. So, na wie het jy verlang, mag ons weet wie, of het jy 'n kamermaat gehad wat jou stories vertel het van verlange? Nee, ek het daarom nie die sang vir die kamermaat geskryf nie, maar ek het toe ons in 2008 van Zimbabwe af verhuis, het ons na 'n klein dorpie toe verhuis, Swellendam. So daar het ek groot geword en ek was maar nog al die jare lief gewees vir die Boland, hier van Woester, Wellington, Beautiful Stellenbosch, area, ek ja. het daar studeer. So die liedjie het ek baie metafories geskryf. Ek beskryf die Boland, die plek self, met hierdie girl vir wie ek so verlang het, want die twee saam hulle deel dieselfde eienskappe, albei is mooi, hulle albei is lig en ja, En die Boland is tog die een wat die hoofkarakter is in hierdie liedjie van jou. verseker. Boland die plek self. So die metafoor daarvan is so moeilik. En ook nou die perfekte agtergrond, né? Ja. Want ek dink almal het 'n prentjie van die Boland. Ja, nee, verseker. Ja, ek dink almal weet hoe lyk die Boland of jy nou van hier bo af is of wherever. It's a En dink jy die feit dat jy die liedjie ook 'n bietjie meer hy's baie rustiger, verstaan jy? So dis baie meer jou ballad tipe ding. Ja, En ek moet sê toe die koor ook raak sing, ja. dan voel 'n ou nee, wat maak die vensters oop, hier gaan ons nou Boland hier kom. Ja. Jy weet vir my persoonlik soms Ja. so in die kar dalk. Dis so jy het oor daai bult gegaan met die snelweë en die dinge en hier's in die Yes, Boland. jy sit Is my- dit jy wat sit- jy wou doen met die musiek? Jy sit my ook nou hierso op so 'n lang pad. Jy voel lang hom. pad waar ja, ek voel Tien, ek dink dat ons gaan kry net vir jou 'n loslid plakker along the way en dan Wat ry jy? ja. Wat ry jy is die vraag. Wat ry ek? Ja. Ek ry 'n pragtige mooi Foton bakkie. Ons kan gaan. Daar's hy. Ons kan Jy sien, gaan. plek vir baie. Jy beskryf die lied as iets wat tussen afsluiting en nuwe begin leef. Vertel vir my 'n bietjie. Ja, Daai is 'n diep vraag, né? dit is 'n baie diep vraag daai. Ek dink ek gaan hom 100% kry vir die vraag hier, maar Jy gaan 110 op die einde van die Boland, ek sien die Boland as die plek waar alles begin het vir my. Weer eens toe ons verhuis het van Zimbabwe af en ek het daarso gestudeer, ek het memories gemaak daarso wat ek nooit ooit sal vergeet nie. Vriende gemaak wat broers geraak het later aan en ek sal altyd maak nie saak waartoe ek gaan nie, sal die Boland maar altyd weer 'n terugkeer plek wees vir my. So dis kom sal dit maar altyd die begin en die einde wees vir my. Lekker. Alhoewel ek weet my wortels is daar bo in Zimbabwe. Ek dink ek moet nou kies. Ek wil nie meer. Dis waar jou wortels is, maar waar jy toe nou lekker vasgeskiet het was mos nou in die Boland. Dis Maar in die Boland daar het jy self. begin blom en koel te maak as ware as 'n verseker. groot Ek boom. dink ek moet sommer nou 'n Boland 2 skryf. Ek het jou gesê hier kom baie inspirasie. Nog 'n interessante ding is die mengsel van die Afrikaans en die Engelse goeters. En jy sê ook die liedjie het na jou toe gekom. Was dit 'n doelbewuste ding of het jy ook maar net man, ek gaan nou nie puristies heeltemal net by die Afrikaans hou of by die Engels hou nie. Dis mos maar in elk geval ons Ja. praat ook maar. Ja. Nee, ek kyk dit rakende dit, ek het Afrikaans is 'n taal wat my aangeneem het. En ek het nou ook vir iemand gesê, so my ouers na al die jare wat ons in Suid-Afrika is, verstaan hulle glad nie Afrikaans nie, maar as hulle regtig wou sou hulle dit geleer het. Ek was op 'n jong ouderdom blootgestel in die mooi taal. Baie vreemd geklink nog steeds in die begin, maar hier sit ek hier op hierdie oulike bank van julle en ek kan nog steeds sê ek is trots om Afrikaans te wees en ek leer nog elke liewe dag iets in Afrikaans ook. So mense gaan nooit ophou leer nie. En die kultuur self is die mooiste vir my, nie net die taal. Jy's gretig. Nou dat Elsa ons nou met die gretige woorde en so. Toe sien jy daai man sweet, maar dit was vir jou ook lekker. Ek het gesien hoe jy kyk. Ja, na nee, hom verseker. en net hoe interessant dit vir jou ook was dat hy heeltemal bereid is om dit uit sy eie uit te leer. En weet jy Pieter, daai, né, het ek ook in 'n onderhoud gesê so 4 jaar terug toe ek in my eerste jaar was van musiek, soos een van my langtermyn doelwitte is om die taal self en die kultuur bloot te stel en te bemark in plekke soos Zimbabwe en Beautiful. laat dit 'n bietjie. Ons gaan die wiele laat rolle gaan saam. Wanneer is hierdie liedjie beskikbaar? Hy is hierdie Vrydag beskikbaar, die 28ste Augustus.
Lekker, kan nie wag nie. Boland toe saam met jou. Tino, baie dankie vir die lekker kuier, sien uit na die volgende enetjie. En tonne sukses vir jou met hierdie liedjie, Dankie, Boland. Man, en op daai noot moet ons nou hierdie heerlike oggend ook afsluit. Baie dankie dat jy saam met ons gekuier het. Onthou om ons te gaan volg op ons YouTube kanaal. Gaan like hom, share hom met al jou vriende in jou vriendekring en so aan. En dan ook kyk uit vir ons hoogtepunte ook 'n bietjie later deur die dag net hier op Via. Dis al van my kant af en namens myself en die res van die span sê ons vir jou mooi bly mooi, sorg dat jy nooit op 'n droom nie, hè? As jy nie 'n verskil kan maak nie, wees die verskil. Hoop jy het 'n lekker dag, weet jy het 'n lekker dag. Ons sien jou klokslag môreoggend 6:00 weer terug vir Goeiemôre, good morning.